Dis wat mense sangsensasie noem. 'n Loopbaan wat met 'n selfoonvideo op 'n sypaadjie voor Fiber Creek mure in die Valdriehoek begin het. As ek vlug in die wind. En nou deel hy die verhoog met van ons land se grootste sterre. Dis Revensie Morake. En belydenis diepend my met jou tangerine roostend lint. Word wakker met die newspaper grappe. Hy het amper elke aand op, reg deur die land. En ons het hom ontmoet by die kantore van sy platemaatskappy in Westcliff in Johannesburg. So vals my. Ons sit hier in die Shade kamer en hier is platinum plate van almal, Westlife sien ek en ek dink daar aan die ander kant is R. Kelly. Oh yes. Jy het dit gemaak? Nee, ver van. Ek hoop eendag sal een van my plate in hierdie kamer hang. Maar ja, dis 'n groot voorreg om hier te wees. Dit wys my dalk is ek op reis soontoe. Is dit vir jou, ek wil dit begin op 'n sypaadjie in vereniging. In vereniging. En Vir Revensie het vereniging in vereniging begin. daar haal jy jouself van. Nee, ek haal jou nou aan. Dit is so mooi gewees. Maar ja, vereniging is die plek waar dit begin het op 'n sypaadjie op 'n Saterdagmiddag terwyl ek leer vir 'n toets. Dit was Cecilia Marchiona, oftewel Tannie Kleintjie, wat die talentvolle matriekseun met die basstem hoor sing het en hom toe afgeneem het. Speel sy die mooiste melodie. Maar ek het haar nie geken daai tyd nie. En sy vra toe vir my, "Hoorie, so kan ek 'n video van jou neem en dit op Facebook plaas." Ek tog, "Wel, wat het ons om te verloor?" Sy het seker 30 vriende op Facebook as dit eers vir baie is. En toe post sy die video en die volgende dag het die video 160,000 trefslae gehad. En ek het so groot geskrik. Toe besef ek eers daar's 'n kans. Ek kan dalk een van hierdie plate hê eendag. Het jy gedroom om so iets te doen? Was dit vir jou iets wat jy toe jy nou in die koor, jy het koor gesing? Ja. Glad nie eintlik. Ek het gedink dis maar 'n ding wat mense doen by die skool en dan na skool gaan studeer jy en jy word 'n dokter of iets waarop jou ma kan trots wees. En nou is ek 'n musikant. Maar ek's lief vir dit en ek kan nie dink dat ek iets anders kan doen nou nie. Kaapse windsuit, kom lê in my arms. Ek het als Die uitnodigings na al die gegons op sosiale media het vinnig na sy kant toe gekom. So vals my lief. Ek het toe opgetree en mense het my begin nooi om op te tree en ek het verlief geraak op die verhoog en die idee van optree en deel met mense. Van toe af kon ek niks anders dink nie, dis al wat ek wou doen. Kan jy onthou daai eerste keer wat jy gestaan het voor 'n groep mense? Wie was dit? Ja, ek was in van 'n Bylpark gewees, by Crossroads, is 'n sentrum vir dames. En die dames het daar so gesit en ek het gedink, o, jy's hier Revensie. Dis die eerste keer dat jy nou sing vir mense en hulle gee my 'n kabel wat ek in my gitaar inplak wat ek nog nooit van tevore gehoor het nie en 'n mic nou voor my gesig en ek tog hierdie is moeilikheid. Maar ek begin sing die eerste 2-3 woorde en ek besef ek kan nog altyd net myself wees, is net voor mense en hulle kan van dit vat wat hulle wil. Toe raak ek verlief daarop en ek van toe af dis al wat ek wil doen. As ek wakker word wil ek sing, as ek slaap wil ek sing, as ek stort wil ek sing. Soos wie wil jy wees? Ek weet nie, dis vir my baie moeilik. Ek kyk baie op na baie kunstenaars in Suid-Afrika vir hulle verskillende elemente. Maar ultimately dink ek wil die persoon wees wie ek gaan wees in 10 jaar met hulp van al die ander helde wat ek het. Ek gaan bietjie steel met die oog en die oor by hulle en dan wil ek myself wees maar oor 10 jaar. Goeiemôre my sonskyn. Goeiemôre my kind. Maar hoe het musiek, hoe het Afrikaanse musiek in jou lewe gekom? Waar het die skuif gekom? Snaakse storie. Ek het my ouers kan glad nie Afrikaans praat nie. Ja? So natuurlik het hulle nou die Afrikaanse kind om groot te maak wat in 'n Afrikaanse skool is. Hoekom het jy in 'n Afrikaanse skool gesit in die eerste plek? Ek het op 'n plot groot geword in Meyerton en dit was die beste naaste skool was Afrikaanse skool. Die idee was eintlik om my net in die kleuterskool daar te sit en dan trek ons nou dorp toe vir die laerskool en hoërskool. En toe ons dorp toe trek was ek klaar lief vir die taal. Ek het klaar lief geraak vir Afrikaans en die tradisie, die wat dit beteken om Afrikaans te wees. My ouers het nou glad nie Afrikaans gepraat nie, so hulle het my musiek gespeel, Afrikaanse musiek gespeel om te leer woorde uitspreek en dis waar dit vandaan gekom het. Dis waar ek verlief geraak het op die taal en musiek in die taal. Wat van Afrikaans is vir jou spesiaal?
Afrikaans is so beskrywend. En boonbehalwe die taal, dit gaan oor die mense, die kultuur, die boerewors, die koeksisters, die sokkie, die lang arm, die boeremusiek. Dis alles wat dit is om Afrikaans te wees, is wat vir my mooi is. Waar het musiek begin? Ek weet nie, ek kan nie presies sê waar dit begin het nie. Ek kan onthou ek het een keer in graad 1 was my eerste revue gewees. Ek was eintlik nie deel van die revue groep gewees nie. Ek het net gehoor daar speel musiek. Toe gaan ek na die saal toe, toe sien ek oor daar's mense wat oefen. En toe begin ek die moves mimic wat hulle doen op stage. En die juffrou het my toe opgeroep en gesê, want ek het eintlik gek geskeer. Jy weet, ek het gekyk of ek die kinders op die verhoog kan maak lag, een van die stoute goed wat ek te doen. En toe sê sy nee, kom hierso. Kom sit op die verhoog en toe word ek die main attraction van my show. So en dis waar ek begin lief geraak het op optree en met mense deel. Dit gaan So jy het so per ongeluk op die verhoog gekom. Eintlik per ongeluk. En toe begin jy sing, né? Toe begin ek sing. Altyd in die kore. In die kore en dis al wat dit was. In die kore en bietjie by my huis as ek verveeld is. Jy het nou kore gesing, maar toe het jou stem iewers gebreek. Ja, En toe begin revue. Ja, vertel gou. Ek was nog 'n sopraan gewees, saam met al die meisies gesing tot in graad 9. Die enigste ouetjie wat daai kant van die koorbankie staan. En my stem het toe gebreek na 'n tweede bas toe. So ek het maar alles intussen gesing, van hoogste tot laagste. Sure. En ja, dit was so 'n mooi journey vir my, so 'n mooi leerskool. Alles wat ek geleer het by die kore, skoolkore en by die Kolla Voce jeugkoor. Ek sal dit nooit kan vergeet nie. Dis die beste dae van my skoollewe is by die koorbanke gewees, op die koorbanke gewees, in 'n kerk voor 'n gehoor of by 'n piknik of wat ook al. En is Revensie die rugby speler wat ook koor sing? Ja, die rugby speler wat vroeg rugby oefening los om te gaan koor oefen. Hy sing tong in die kies oor die Vaal-driehoek, die omgewing waar hy groot geword het. Ek byt 'n vuil van 'n byl waar die totties om milkie skuil. En die kinders by die honde, hulle snor om die monde. Wat van vereniging maak die plek vir jou spesiaal? Ag, ek sal nooit kan trek nie. Al die kunstenaars sê vir my, maar jy moet Pretoria toe gaan of Johannesburg toe, en is maar basies in die middel van alles. Ek kan dit nie oor my hart kry nie. Ek wil om die hoek stap en vir Freddie by McDonald's sien bedel, baie goeie vriend van my. En ek weet nie, dis net alles is net anders in vereniging. Al hoes die voeltjies my wakker in die oggend. dis my, ek is so lief vir dit. Ek kan nie anders nie. Maar jy's lief vir mense, né? Dis al hoekom ek sing eintlik. Ek's baie lief vir musiek, maar ek dink nie dis genoeg nie. Maar mense, om elke aand voor 'n verhoog te kan staan, voor 'n gehoor te kan staan, van mense wat elkeen sy eie idee het, elkeen sy eie manier. Dit maak dit so spesiaal vir my. En ek het nog die voorreg om na die tyd met mense te kan praat en te hoor wat hulle dink oor dinge, oor die wêreld. Nou verskil die mense in Suid-Afrika, as jy nou byvoorbeeld in Bloemfontein optree, is die mense anders? Definitief. Dis altyd Bloemfontein se mense is anders en dan gaan jy weer vereniging toe en die mense wil bietjie meer kuier, hulle wil jou daais na die tyd met hulle karre. Nie regtig nie, maar ja, Bloemfontein toe dan wil mense saam met jou gaan rugby kyk en dan gaan jy weer Stellenbosch toe en hulle wil gaan koffie drink en oor gedigte praat, bietjie meer kultuur, jy weet, dis Koffie, nie wyn nie. wyn, maar ek wyn nie want ek het nou die dag eers legal geword, so ek moet nog leer. Op 'n hoed sit 'n boom en skuil, want sy vrou het hom verruil vir 'n pak sigaret en 'n bleskop. Ai.